Huis van die Here vanoggend. Ons begin ons voorafsang met Psalm 33. Psalm 33, sing vrolik, hef die stem na bowe. Ons sing daar vers 1, vers 5 en 6. 1, 5 en 6 van Psalm 33. Psalm 38, straf tog nie in ongenade. Ons sing daar vers 1 en vers 1, 2 en 5, die eerste melodie. 1, 2 en 5, Psalm 38, die eerste melodie.
volgende Psalm 100. Psalm 100. Juig al wat leef, juig voor die eer. Dien God met blydskap, gee hom eer. Ons sing daar al 4 verse van Psalm 100. Gesang 261. Gesang 261. Ons sing die enkelvers 2 keer deur. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee in sy oorvloed. Gesang 261, 2 keer deur. Gaan ons oor na ons liedbundel toe. Ons liedbundels, lied 57, Halleluja 181, sag senteer, is die roepstem van Jesus. Ons sing daar vers 1, 3 en 4, lied 57, vers 1, 3 en 4.
lied 62, Halleluja 3 en 5, strome van seën en van bowe. Ons sing daar vers 1 en vers 4. Vers 1 en 4, lied 62. Gesang 301, Gesang 301, al sou die vyeboom nie bot nie, net die enkel vers. Ons sluit ons voorafsang met Gesang 17, Majesteit, ook net die enkel vers.
Goeiemôre liewe vriende, dit is my so voorreg om hier te wees. Dis 'n kerk wat baie lekker preek. Mens sien almal mooi in hierdie lekker kansel waar ek al my goedjies kan uitpak. Dis regtig so lekker. En al die gebede daar in die konsistorie vir die gebede, vir die prediking ook, en die lekker sang wat ons hier sing, liedere, as 'n mens nou begin dan, as jy sommer klaar ingestem. Mag die Here ook gee dat ons saam wees vanmôre, tot seën mag wees. Ons toewydingslied vanmôre is Gesang 6. Ons sing vers 1 tot by vers 3. God is hier teenwoordig. Laat ons bidend nader. Ons sing Gesang 6 vers 1 tot 3 as toewydingsgesang hier in die begin. Uit u en deur u en tot u is alle dinge. U naam sy geloofd. Daarom, liewe gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vanoggend aan die geskenk van God ons Vader in Christus Jesus ons Here deur die kragtige werkinge van die Heilige Gees. Ons lofsang tot eer van die Here is Gesang 42. Gesang 42. Ons sing daarvan die eerste en die derde verse. Gesang 42, vers 1 en 3. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun.
Ons gaan nou eers luister na die wet van die Here. Dis 'n spieël waarna ons moet kyk om te sien waar het ons dalk van die spoor afgegaan, dat ons dit ook kan bely en weer in die regte verhouding kan kom. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende geslagte van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Niks anders mag vir ons belangriker wees as die Here nie. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou dienstmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die aarde en alles wat daarin is. En op die 7de dag, in die see, alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Ons het al gesê, ons vier dit die eerste dag. Sondag is die eerste dag van die week, want ons vier die opstandingsdag van die Here Jesus, waar hy 'n nuwe begin as ware gemaak het. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land van die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons het nou in die spieël gekyk. As die Gees van God vir jou herinner het aan 'n plek waar jy oortree het, dan is daar nou die geleentheid om dit te bely voor die Here en te glo dat die bloed van Jesus ons reinig van alle sonde. Daarom sing ons nou Gesang 84, daarvan die eerste, dit is Gesang 69. Gesang 69, vers 1 tot 3.
as ons hierdie gebede uit ons hart gesing het, dan sê die Here vir ons, hy vergewe vir ons al ons sondes, want die bloed van Jesus reinig van alle sonde. En God is getrou en regverdig om nie die sonde tweemaal te straf nie. Daarom is daar vir ons vergewing en ook reiniging van ons sondes. Ons gaan nou ons geloof bely. En ons spreek, wil u dit hardop saam met my opsê, as u so voel, as u welkom. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. En nou sing ons dan weer saam, en ons sing daarvan Gesang 84 vers 1 en 11. 84, 1 en 11. Ons gaan nou bid en dan daarna gaan u ook saam met my bid, Gesang 89 vers 1 en 2. Gesang 89 vers 1 en 2, nadat ek gebid het. Dierbare Heer en Hemelse Vader, baie dankie dat u vir ons weer op hierdie vars herfsdag saamgebring het, om u te kom aanbid, om u te kom loof en te kom prys en te kom dank. Dankie dat ons dit in sulke
lieflike omstandighede kan doen. Dankie dierbare Here, dat U vir ons uitgenooi het om te kom en vir ons verseker het, U is nou hier saam met ons. Baie dankie. Dankie ons Here Jesus, dat dit U is, wat vir ons ook daardie skeiding, daardie gordyn weggetrek het en weggeskeer het met U dood aan die kruis, sodat ons selfs in die allerheiligste kan ingaan in U dierbare naam. Dankie dat ons kan pleit dat U vanmôre ook weer deur die Heilige Gees U woord vir ons sal oopmaak en vir ons sal seën. Dankie dat ons ook vir U kan sê, dankie vir die week wat verby is. Dankie vir die hand van bewaring oor ons. Dankie dierbare Here, ons weet nie eens van al die dinge wat U verhoed het om ons te getref het nie. Maar dankie ook ons Here dat ons ook vanmôre mag bid vir hulle wat ongesteld is, na liggaam, siel en gees, en aan U kan toewy en pleit dat U, o Gees van God, terwille van ons Here Jesus sal aanraak en sal genees. Dankie dat ons vir hulle kan opdra aan U wat in die tyd swaar kry, waar die finansies druk en ander dinge ook druk. Ons wil al ons sorge en bekommernisse ook vanmôre vir U gee. Dankie dat ons ook kan bid, liewe Here, vir hierdie gemeente, vir hulle leraar en sy geliefdes, vir ons kerkraad, vir elke lidmaat, oud en jonk. Dankie dat ons ook so mag bid vir al die werksaamhede van die gemeente ook die vroue aksie en al die werke wat hulle doen. Ons wil ook so vanmôre kom en bid ook, wat ons vir ons gemeente hier bid. Bid ons vir U dierbare kerk oor die lengte en die breedte van die wêreld, en pleit ons ook dat die evangelie woord ook dwars deur die wêreld vandag ook kragtig sal werk, om sondaars tot bekering te bring, om afgedwaaldes terug te bring, om U kinders te versterk en te bemoedig. Ons wil ook so kom bid, liewe Here, ook vir daardie dele van die wêreld waar daar groot probleme is. Ons bid vir hulle daar in Natal, wat moet herstel wat deur die vloedwaters daar beskadig is. Geef hulle krag en genade, wysheid. Ons wil ook so kom bid vir die Oekraïne, ons broers en susters daar wat moes vlug vir hulle lewens en ontwortel is, elders 'n heenkome moet vind. O ons Here, ons bid dat U tog sal vrede gee, en bid vir daardie wreedaard wat al hierdie dinge aan die gang gesit het, vir Putin. Ons bid ook dat U mag ook in sy lewe so openbaar en hom tot sy sinne bring as dit U wil is. En nou, spreek Here, U kinders luister. Kom ons sing dan. As jy wil, kan jy sommer bly sit, dan sing ons Gesang 89, vers 1 en 2.
paar van hierdie stemme gekry het vir ons kerkkoor. Jo, sulke mooi sang. Baie dankie. Nou, ons gaan vanmôre, ons temaatjie is die uitstorting van die Heilige Gees. Wat beteken dit vir my? Ons is 'n bietjie vroeg. Pinkster kom nog 'n bietjie later, maar toe ek hierdie gedeelte self behandel het vir myself en my vrou, toe het ek gevoel, maar die boodskap wil ek so graag vir u bring. En dit so oor 2 Sondae, soos die een helfte is vanoggend, as die Here ons spaar, en volgende Sondag die ander helfte. Die uitstorting van die Heilige Gees. Wat beteken dit vir my? Ons gaan daar saam lees uit Handelinge 2, maar eers so ter inleiding, voordat ons dit saam gaan lees. In Johannes 3 vers 16 sê die Here, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het 'n wonderlike in sy raadsplan ook 'n verlossingsplan uitgewerk om ons ou sondaar mense weer terug te bring, om weer in 'n innige verhouding met hom te lewe. En dit is waarvoor Jesus gekom het. Daarom het ons nou Kersfees die koms van die Here Jesus herdenk, waar hy as sy goddelike heerlikheid as ware agtergelaat het en as 'n gewone mens gebore geword het. Nog altyd God, ja, maar hy het ontdaan van daardie heerlikheid as 'n mens gekom. In die gestalte van 'n sondaarmens, nie 'n sondaar self nie, maar in die gestalte van 'n sondaarmens. En dan sy hele lewe. Deur sy lewe het hy vir ons vir God kom openbaar. Hy sê, as julle my gesien het julle die Vader gesien. In dit wat hy gedoen het, sy sagmoedigheid en nederigheid, maar ook wanneer hy in sy heiligheid die tempel skoon maak, wanneer hy die storm stil maak, wanneer hy dooie opwek, wanneer hy die brood vermeerder, ook God aan ons kom openbaar. En dan het ons nou so rukkie terug deur die Paasfees gewerk. Ons sien hoe dat die Here Jesus op pad was kruis toe. Sy ou donkietjie gery het in die stad Jerusalem in, soos wat daar voorspel is. En die ouens gedink het, ja, hier kom die koning, maar dit was nie soos wat hulle gedink het om te heers en regeer met aardse heerlikheid nie, maar op 'n ander manier. En dan uit jaloesie uit, het die owerstes hom laat vang, en hulle kon niks teen hom kry nie, en dis belangrik om dit te weet. Hulle kon niks teen hom kry nie. Totdat hulle vir hom gevra het, sê vir ons die waarheid, wie is jy? Is jy die seun van God? Toe sê Jesus, ja, dit is so. Godslasterlik, sê hulle. En omdat jy God gelaster het om te sê, jy is die seun van God, moet jy sterwe. Maar hulle self kon nie die doodstraf toepas nie. Bring hom na Pontius Pilatus. Pontius Pilatus sê, ek vind geen skuld in hom nie. Stuur hom na Herodes toe. Herodes sê, niks nie. En dan op die ou end word die onskuldige oorgelewer om gekruisig te word. Jy sien, al die pad was Jesus in ons plek. In ons plek gebore, in ons plek gelewe, en nou gaan hy in ons plek kruis toe ook. En hy is onskuldig. En dan aan die kruis, my God, waarom het u my verlaat? Dis mos die loon van die sonde, is mos die dood, om van God geskei te wees. Vir 3 uur lank in die duisternis, aardbewing. En dan, Vader, in u hande gee ek my gees oor, dit is volbring. Ek gee my oor, dit is volbring. En dan sterf die Here Jesus, maar na 3 dae staan hy op. En na 40 dae vaar hy op. En hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy weer sal kom om te oordeel die lewe en die dode, het ons gesing. Maar wat dan? Wat dan? En dis waar ons nou vanmôre is. Wat dan? Ons gaan nou lees Handelinge 2
Jy weet van die Pinksterdag, hoe dat hulle saam was in die bovertrek en hoe dat daar hulle geweldige geluid gehoor het en vlamme wat op hulle neergedaal, die Heilige Gees, en dan word hulle vervul met die Heilige Gees en hierdie kragtige wind en storms wat die mense gehoor het hulle laat naderkom. Wat gebeur daar by daardie plek? Wat gebeur daar by die plek? En dan sê hulle daar, ek lees het eers vers 12. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê een vir die ander, wat kan dit tog wees? Dis nou die mense wat nou saamgekom het en gehoor het hoe dat hierdie apostels en die ander ook onder leiding van die Heilige Gees met hulle in hulle eie tale praat. Nou dit is, baie van hulle was nou Jode of mense wat tot bekeer het tot Jode, wat fees toe gekom het, en hulle kom van allerlei lande af, en hulle praat die tale van daardie lande, maar as hulle hier in Jerusalem is, dan praat hulle maar die Joods, die Aramees. En nou word daar in hulle tale waar hulle woon gepraat. En sê, wat gaan aan? En dan is daar ouens wat sê, hulle is vol soet wyn. Hulle is vol soet wyn. Dit is nog interessant. Op 'n ander plek hier sê Paulus, moenie dronk word van wyn nie, word vol van die Heilige Gees. As jy vol soet wyn is, dan is jy nie jouself nie, die soet wyn neem oor, en jy verspot of laf of allerlei snaakse goede vang jy aan. Maar jy's nie jouself nie, die wyn het oorgeneem. En wanneer die Heilige Gees oorneem, dan is dit ook jy ook. Dis of jy nie heeltemal is wat jy gewoonlik is nie. Die Gees van God het oorgeneem. So is 'n ooreenkoms, maar ook 'n radikale verskil. Nou staan Petrus op. Maar, vers 14, maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae, spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, en ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Tot sover. Daar's nog so 'n versie agterna. Petrus antwoord hierdie mense se vraag. Wat is dit? Wat gebeur? En dis ook om vir ons te antwoord. Wat is dit? Wat gebeur met die uitstorting van die Heilige Gees? Wat wil God daarmee sê vir ons? Wat wil hy daarmee doen? Petrus antwoord ook sommer net vinnig vir hulle op hulle ander vraag. As hulle sê hy is vol soetwyn, en hy sê nee, dis nog maar 9 uur. Jode begin nie drink voordat die eerste offer nie eers gebring is om 10 uur nie. So dis te vroeg. Kan nie soetwyn wees nie. Maar sê hy, dit is die vervulling van die profesie van Joël. En nou wil ek graag 'n bietjie daarop ingaan, op daardie profesie van Joël. As jy nou weer vir Joël gaan lees, sal jy sien, is baie moeilik presies waar om vir Joël te plaas, watter tyd het hy gelewe. Ons weet nie regtig nie, maar die profesie staan daar. In die profesie word daar gesê van 'n verskriklike sprinkaanplaag.
Daar was nou ons land ook 'n bietjie 'n verskriklike sprinkaanplekke, maar hierdie land, nou Israel is maar nie baie groot nie, maar die sprinkane het hom van 'n kant af opgevreet. Al wat groen is, basse van bome afgevreet. Alles het kaal toe hulle aan die ander kant uit is. Toe's alles kaal. Alles wat gelewe het aan die plante was as ware dood. En toe die volkie van die liewe Here weer baie gou geweet waarheen moet hulle nou hardloop. Nou skielik het hulle weer vergeet van al die afgode en al die ander goede wat hulle gedien het, maar weer terug na die Here. Help U tog maar vir ons. Ons weet U kan vir ons help. En sê die Here, ja, dis maar waaroor dit vir my gegaan het. Ek wil julle maar net weer terugbring. Ek wil julle so graag aan my bors druk, wil so graag hê julle moet my kinders wees en julle moet vir my lief wees en ek wil vir julle lief wees en ek wil hê julle moet lewe in hierdie innige verhouding met my waarvoor ek julle geskape het. En dan lees ek daar in Joël 2 vers 23. En julle kinders van Sion, juig en wees bly in die Here julle God. Want hy gee julle die leraar tot geregtigheid en laat op julle neerdaal die reën, die vroeë reëns en die laatreëns soos voorheen. Daar's mos nou ook hierdie ander kerk, die spadereëns, die ouers wat nou ek sê, hulle lewe in hierdie spadereën, die reëns wat geestelike reëns. Ons het net nou gesing, strome van seën van bo. Hier sê die Here vir hulle, as julle bekeer, dan gaan ek weer op die regte tyd laat reën. Vroeë reëns, sodat julle kan ploeg en kan plant. Laat reën, sodat dit wat geploeg en geplant is, kan groei, tot wasdom kan kom. En dan sal daar weer volop olie wees, daar sal volop wyn wees, daar sal weer volop van alles wees. Hierdie ou land wat nou so kaal is en gestroop is van alles, sal weer vol van lewe wees. In vers 27 sê, en julle sal weet dat ek in die midde van Israel is, en dat ek die Here julle God is, en niemand anders nie, en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. Jy sal weer agterkom, ek is in julle midde. Nou kan jy sien, waarom het Petrus nou hierdie gedeelte gegee, om vir die mense opnuut weer te sê, hy kom terug na die Here toe. Dis waarvoor Jesus gekom het, dis waarvoor hy sy lewe gegee het, dis waarom hy opgevaar het. En dan sê hy daar in Handelinge 2 vers 17 en 18, haal hy vir Joël aan, daar staan. En in die laaste dae, spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, en ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Sê die Here, oestyd. Oestyd is wanneer die Heilige Gees uitgestort is. Dit was ook die tyd in die jaar, wanneer die oes ingekom het, die fisiese oes, die regte oes, wat 'n vrolike fees was, wanneer mense hulle eerstelinge van die oes gebring het en gevier het. So sê die Here ook, dis nou ook oestyd. Die Heilige Gees is oestyd. Dis wanneer Jesus alles gedoen het wat hy moes doen, sodat hy aan die regterhand van God kon sit. En God nou deur die Here Jesus, die vrug van sy offer, sy lewe, kan uitstort, die volheid van die Heilige Gees. Die Heilige Gees, van die begin af was die Heilige Gees daar. Ons lees dat God gesê het in die begin, laat daar wees, en dan lees ons van die Heilige Gees wat gesweef het oor alles. En dan skep God deur sy Gees. Ons ken mos nou, alles is uit die Vader, dis deur die Seun, dis in die krag van die Heilige Gees. Niks het ontstaan
sonder die Vader nie, niks het ontstaan sonder die Here Jesus nie, niks het ontstaan deur die Heilige Gees nie. Ou Testament sien ons hoe dat die Heilige Gees by geleentheid mense vervul het in krag gegee, soos vir Samson en ook vir die mense wat vir die tempel, vir die tabernakel goed moes maak, het die Heilige Gees oor hulle gekom, en ook oor konings, oor profete. Maar nou sê die Here, die vrug van Jesus, die oes is, elke kind van die Here sal die volheid van die Heilige Gees ontvang. Die Gees van God gaan nou nie net in party nie, maar in elkene kom woon, en ons gaan sy tempels wees, en dit word so uitgespel. Julle is alle vlees, almal, maak nie ook eers saak van watter volk of watter taal of watter groep jy is nie. Alle gelowiges dwars deur die wêreld. En julle seuns en julle dogters. So word dit genoem. Seuns en dogters. 'n Kind is nooit te klein om vervul te word met die Heilige Gees nie. En hulle sal profeteer, hulle sal die wil van God bekend maak, soos hierdie mense gesê het, as hulle vervul is met die Heilige Gees, die grootheid van God besing, ons seuns en dogters vervul met die Heilige Gees, sal ook sê hoe groot is God, hoe wonderlik is God. En julle jongelinge sal gesigte sien, die jong mense, hulle sal gesigte sien, entoesiastiese kinders van die Here wees, vol van die jeug, die evangelie uitdra. En julle ou mense sal drome droom. Maar die ou mense baie keer voel, ag, ek het my lewe gehad, is verby met my, niemand steur hulle eintlik meer aan my nie, ek het my kans gehad, is verby. Maar begin hulle weer opgewonde raak. Die Heilige Gees woon in my. Hulle begin ook weer as ou mense drome droom. En dan ook diensknegte en diensmaagde. Nou, partykeer dink ons sê die dominee is die dienskneg van die Here. Maar dis hierdie dienskneg, hierdie diensmaagd wat na hierdie kom. Dis wat vir hulle gewerk het, die slawe en slavinne wat vir hulle gewerk het. Dis die diensknegte en diensmaagde wat hiervan gepraat word. Ja. Die Here sal selfs ook die wat diensknegte en diensmaagde is, vervul met die Heilige Gees. Ek was al so gelukkig in my lewe om vervulde kinders te sien wat vol van die Gees is, vol van sy ywer en sy entoesiasme. Ek het al jong mense gesien, so vol van die Heilige Gees dat hulle amper berge kon versit het. Ek ken ook ou mense wat nog vol van die Here is op hulle ou dag. Ek het ook al van ons werkers gesien wat vol van die Heilige Gees is. Here wil nie uitsonderings maak nie. Dis vir elkeen van sy kinders. Dis waarom die Here die boodskap op my hart gelê het ook vir u om te sê, dis ook vir jou. Want die vrug van Jesus se volbragte werk is die uitstorting van die Heilige Gees om die koninkryk van God te laat kom. Die gelowiges is God se medewerkers om hierdie goeie nuus dwars deur die wêreld te gaan uitdra. God wil weer sy verhouding met die mens herstel. Daardie liefdesverhouding wil hy weer herstel. Dat almal weer in daardie innige liefdesverhouding met hom kan staan. En elke gelowige het die taak om deur hulle lewe te verkondig, God se woord te bring en so die koninkryk te laat kom. Elkeen van ons, hierdie goeie nuus. Jesus het my verlos. Jesus het my weer teruggebring na die pad toe. Deur die uitdra van die evangelie sal almal wat aan God behoort tot redding kom, uit alle volke, stamme en nasies. En as almal gehoor het, sê Jesus,
dan sal hy terugkom. Nou God se woord vanmôre aan u en my is daardie vers 21. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Petrus het vir hulle gesê, luister, en nou wil ek ook daarmee saam nog lees, vers 37 en 38. Hulle vra toe vir Petrus, wat moet ons doen, broers? Jy het nou vir ons hier wonderlike vertel. Wat moet ons doen? Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ek onthou as 'n jong man, toe ek my ook tot die Here gekom het en tot geloofsekerheid, het ek ook gewonder, moet ek my nie nou maar weer laat doop nie? En ek het tot die oortuiging gekom, nee. Die liewe Here was vir my so goed, dat ek as 'n babatjie die verbondsdoop ontvang het. En God is getrou aan sy beloftes. Hy het destyds daardie gelofte met my pa en my ma gemaak en met my, dat Jesus vir my gesterf het, dat die Vader my liefhet en dat die Gees my tot geloof sal bring. En nou het God dit gedoen. Ek hoef nie weer gedoop te word nie. Daarom, die volheid van die Heilige Gees is vir my en ek kon dit toeëien. En nou, ons het ook vanmôre gehoor, God het sy beloftes nagekom. Hy het vir Joël 'n belofte gegee, deur Joël vir almal, dat die Heilige Gees sou uitgestort word. Baie jare later eers het dit waar geword. Maar dit het waar geword. Nou is dit baie jare later alweer. En is nog al die tyd net so waar. En daarom is dit ook vir my en vir u om te sê, ek neem vir God op sy woord. Die Heilige Gees is ook vir my uitgestort. Ek bekeer my ook, Here, ek is 'n sondaar, maar ek kom en ek glo. U het vir my ook gesterf en opgestaan en opgevaar, dat ek ook die volheid van die Heilige Gees kan hê. Ek ontvang ook vanmôre in sy naam die Gees. Kom ons bid saam. Baie, baie dankie, Hemelse Vader, dat u weet, ons kan nooit uit eie krag en eie vermoë so lewe dat ons u gelukkig maak en u bly maak nie. U het geweet. Dankie dat u daarom nie net vir Jesus gestuur het om vir ons te sterf en vir ons versoening te bring nie, maar vir Jesus ook dat opstaan het, om te weet ons staan saam met hom op uit die dood uit. Maar nie net vir ons daar gelaat het nie, maar ook vir Jesus laat opvaar om vir ons te sê, julle sit as ware saam met Jesus ook in die hemel. Maar baie dankie, Hemelse Vader, dat u in die alle wysheid ook vir ons u Heilige Gees gestuur het, om in ons te wees. O Gees van God, baie dankie. As ons tot geloof gekom het om te weet ons is u kinders, dan weet ons kan nie u kinders gewees het sonder dat u in ons harte kom woon het nie. Baie dankie. Daarom wil ons graag dan bid, wil u vir ons ook met u volheid vervul, volkome beheer neem van ons lewens. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou die Here dien met ons offergawes, nee, dit moet so. En dan gaan ons daarna ons slotsang sing. Jong, ek het 'n skande oorgekom, ek het niks, net my
Hemelse Vader, met ons offer, kom ons ook om ons lewens aan U te offer. Neem ons lewens, laat dit Heer U gewy wees meer en meer. Wil U ook hierdie gawe neem en U seën daarop laat rus in die werk wat dit vir U moet doen. In Jesus naam, amen. Lekker dat die dinge weer terugkeer na normaal toe. Ons gaan nou sing van Gesang 100 vers 1 tot 3. Nou u sal weet nou, ek het nou vanoggend eintlik net die eerste helfte van die preek gepreek. Volgende Sondag maak ons hom klaar. Gesang 100 vers 1 en 3. Laat my met u verenig lewe, u wat die ware wynstok is. Vers 1 en 3. Ontvang met biddende harte die seën van die Here en gaan in sy vrede. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met jou. Amen.